Is vir ons so wonderlik, wanneer 'n ou in aanbidding ingaan. Ek weet nie of jy al by die huis, en ek wil regtig jou aanbeveel, om net daar by die huis, net 'n radio aan te sit, of jou DVD-player, en gaan net daar op jou knie en begin net te worship. Daar's soveel krag in aanbidding. Wanneer jy net in jou kar sit, en jy sit daai CD in, en jy speel daai worship songs, toe Paulus en Silas op hulle ergste, deur die ergste gaan in die tronk, en hulle is geslaan, en ek dink ek en jy so gevra het, ag Here, waar is u? En daai ouens net begin met hulle seer lywe, en hulle het begin God net worship, en wat gebeur? Tralie hek het net so oopgespring, amen? So aanbidding is baie belangrik vir 'n kind van die Here se lewe. Ons moet meer lofprysing doen, ons moet meer aanbidding doen, ons moet meer God se naam net loof en prys. Want ons moet leer is om net vir die Here te sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Ek sê vanaand vir iemand hier buite, terwyl ek so stap vanmiddag, loop en bid ek, en dit kom net in my op, dat, Here, hierdie gebed wat ek nou gedoen het, was all about me, all about me, all about me. Ek sê, het gaan net all about me, all about me. Maar Here, u het eintlik gesterf, sodat dit sal gaan oor u. Amen. Jy weet, alles wat ek nou gebid het, kom ek agter, maar dit gaan nou alles net oor my. En ek sê vir die Here, Here, ek gaan 'n punt daarvan maak, om meer te gaan kyk, waaroor gaan dit? Dit gaan eers oor u. Sê die woord nie, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en alles sal vir ons bygevoeg word nie, maar weet, partykeer, dan het ons dit anders dan, maar soek ons eers alles van ons. Maar die Here is so genadig, en alles nog steeds, doen hy vir ons soveel groot goed. Amen. Vanaand gesels ons 'n bietjie, ons het gekom vir ons sondaande handoplegging. Ek bly opgewonde oor dit, want die bly getuies uitkom. Iemand het vir my gesê, pastoor, ek wil getuig van wonderwerke wat sondaande hier gebeur. En ek bly, want die Bybel sê in die laaste dae sal God sy gees uitstort, en ons sal wonders en tekens sien, en ons moet bly daaraan glo, en ons moet laat ons geloof deur geen een beïnvloed word nie. Vanaand wil ek graag praat oor 2 woordjies, wat ons oor die algemeen altyd gedink het in die kerk, dis dieselfde. En die 2 woordjies waaroor ek wil praat vanaand, gaan oor barmhartigheid en genade. Barmhartigheid en genade. As ek vanaand vir jou moet vra, as ek so 'n kansie kan vat, en ek vra vir jou, wat is die verskil tussen barmhartigheid en genade? Wie kan my sê? Is daar iemand wat 'n kans wil vat? Barmhartigheid en genade, waar lê die verskil? Ons leer baie van genade in die woord, en ons leer baie van barmhartigheid. In Engels, wat sit in Engels? Grace and mercy. Grace and mercy. What's the difference between grace and mercy? Nou kyk, my Engels is very deliciously, soos almal sal sê. Ek is nou al bekommerd as hulle my nou gaan nooi om oor see te gaan preek. Hoop ek hulle weet, maar dis dan waar genade gaan inkom, waar ons genade gaan kry. Kyk, mens weet nooit wie nooi om oor see te gaan preek nie. Al doen ek in Robbe Eiland, dan weet ek was al oor see gewees, nee, ek het daar gaan preek. Goed, ons gaan vanaand praat, en ek wil graag begin oor barmhartigheid. Barmhartigheid. Ons sien, wanneer ons gou 'n stukkie gaan lees daar, gaan gou saam met my, kom lees gou saam met my in Romeine. Kom ons gaan gou daar na Romeine toe. Ek dink kom ons skop af by Romeine. Gaan gou saam met my na Romeine 3 vers 11. Romeine 3 vers 11. Ons gaan so na vers 9 toe. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En hy praat hier in Romeine, en hy skop somme af vanaand deur te sê, dat ons almal sonde doen. Okay, ons almal sonde doen, ons is nie meer sondaars nie, want ons is geregverdig deur die woord, maar hy kom vanaand en hy sê, ons doen nog steeds sonde. As die Bybel sê, as een van ons vanaand sê, ons het die sonde nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. So ek wil vanaand afskop deur te sê,
as jy dink vanaand, jy het arrive, het jy nog nie arrive nie, want een ding wat ons moet besef, is dat ons bly sonde doen. Hoekom bly ons sonde doen? Want ons is in hierdie lewe is ons gebore en ontvang in sonde. So ons is geneig tot die sonde. En omdat ons sonde doen, maak dit van ons iemand wat gereeld, soos ons vanoggend gesê het, vergifnis moet vra. So ons moet weer, die Bybel kom duidelik, en hy sê vir ons, dat ons doen sonde. Ons is nie meer sondaars nie, want God het ons gereinig. So wanneer God na ons kyk, kyk hy na ons as regverdig is. Maar een ding moet ons besef vanaand, dat ons bly verkeerd doen. Hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Want jy moet dit vashou. Want hier gaan 'n groot openbaring uitkom. Is my so wonderlik, ek sê vanaand vir iemand, ek het sommer in een afsonderingstydperk Here my 3 openbarings gegee. En dan sê ek net, wow, Here, dit is so awesome, want dit help my, dit versterk my, en dit maak my sterker vir dit wat die lewe elke dag vir my gaan voorlê, dat ek weet om het te hanteer, en weet om het te kan bedien. En hy kom vanaand en hy sê, ons het sonde. Goed, as ons gaan 'n bietjie verder af, gaan na Romeine 6, vers 23 toe. Ek het net so 3 skriffies wat ek vir julle graag wil lees. Romeine 6, gaan so af daarna vers 23 toe. Hy sê, die loon, ons het nou net gehoor, ons is almal sondig, daar is nie een wat sê hy het nie sonde nie, nou kom hy vanaand, nou sê hy, die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. So ons moet vanaand weet, ons is sondig, ons het doen sonde, en die gevaar van hierdie sonde wat ons doen, wat is die uiteinde van die sonde? Die dood. Goed, nou sit ek vanaand en ek sê, maar Here, ek weet ek doen nog sonde, en ek weet hierdie loon van hierdie sonde is die dood. So ek het iets nodig vanaand. Wat het ek nodig? Genade, goed. Hier is nou 'n baie interessante ding. Wat is genade? Wat is genade en wat is barmhartigheid? Het ek genade nodig vanaand, of het ek barmhartigheid nodig? Het ek genade nodig, of het ek barmhartigheid nodig? Het kom op dieselfde neer, maar hy twee uiteenlopende betekenisse, en hierdie betekenisse gaan vir jou van onskatbare waarde wees, want het was vir my van onskatbare waarde. Goed, David kom, hier kom die 3de versie, maak gou vir my oop daar in Psalms, gaan gou daar na Psalms toe. David kom en hy kom, maak gou vir my oop in Psalms. Hierdie is my 'n wonderlike ding. David kom in Psalm, gaan gou daar na Psalm, kom ons kyk. Hy kom en hy sê, in Psalm, het ek het nou nie neergeskryf vanaand nie. Kom hy sê, Here, wees my genadig, in die Afrikaanse vertaling. Maar in die Engelse vertaling sê hy, Lord, have mercy on me. Okay, die Engels en die Afrikaanse vertaling is, ek het nooit Engels gelees nie, maar vandat ek Engels begin lees, het ek agtergekom dat hier is 'n geweldige verskil. Want daai verskil in die Engels sê vir my iets. David kom en hy sê, Here, wees my barmhartig. Ons lees hier, verder in die Nuwe Testament, lees ons waar die blinde ou na Jesus toe kom en hy skree, Here, wees my barmhartig. Hulle maak hom stil, maar hy skree al hoe harder, Here, wees my barmhartig. So waar kom barmhartigheid in, en waar kom genade in vanaand? Waar is barmhartigheid en waar is genade? So hy kom en hy sê, wees my barmhartig, En ons het altyd gedink, genade is die woord, genade is alles, dek genade alles? Ja. Ek en jy het gesondig, daarmee het ons afgeskop, jy moet net so 'n bietjie vir my vashou. Ek en jy is sondig, en dan kom die Bybel, dan sê ons verdien die dood, Maar toe kom Jesus, en Jesus is wat teenoor ons? Hy is barmhartig teenoor ons. Goed, waar kom genade nou in? Ons gaan nou sien waar kom genade. Jesus kom en hy is barmhartig, en as gevolg van sy barmhartigheid,
As gevolg van sy barmhartigheid, wat gebeur? My sonde is van my vrygeskel. Onthou julle vanoggend se woord, waar daai diensknegt na die koning toe gegaan het, en hy sê vir die koning, koning, ek het baie gesondig, ek is aan u baie verskuldig, maar wees my barmhartig. Ek het baie gesondig, maar wees my barmhartig. En hierdie koning was hom barmhartig gewees. Goed, so wat beteken dit? Wat beteken barmhartigheid? Barmhartigheid beteken, ek is skuldig. Amen? Is ons skuldig? Doen ons sonde? Kyk, waar lê die eerste stap? Die eerste stap vanaand is om te erken, ek is skuldig. En Here, ons gaan almal na die Here toe, en ons sê vir die Here, we need your mercy. Amen? So wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is mercy. Wanneer kry ons mercy? Nee, vir wat pleit ons? Ons pleit vir mercy. Nee, so mercy is iets wat ons voor moet vra. Goed, so nou kom die Here, nou sê ons, Here, omdat ek sondig is deur die dag, Here, vra ek u vir u barmhartigheid. Vir wat? Om my te vergewe. En daarom moet ek deurgaans. Die Here het klaar 2000 jaar terug vir my gesterf, maar die Here lê op my hart dat ons moet deurgaans vir die Here vra om ons barmhartig te wees. Dawid het deurgaans by God gekniel en vir hom gevra vir sy mercy, vir sy barmhartigheid. Here, have mercy, Lord, have mercy on me. Elke keer wanneer daar iets gebeur het, en Dawid het gesondig, nadat hy met Batseba gesondig het, sê, Lord, have mercy on me. Nadat hy 'n fout gemaak het, het hy na die Here toe gegaan en sê, Lord, have mercy on me. Wat beteken dit? Dit beteken, reken dit my nie toe nie. So wanneer ek vir barmhartigheid vra ek vir die Here, Here, ek weet ek verdien dit nie. Ek weet ek verdien dit nie, maar reken dit my nie toe nie. Dis belangrik dat ons hierdie ding vanaand verstaan, want die tweede deel gaan jou absoluut vir jou 'n blessing wees. Dis belangrik dat ek die eerste deel verstaan, want daar, wat sê die Bybel? Die Bybel sê, daar is nou geen veroordeling, amen, vir hulle wat in Christus Jesus is nie, as gevolg van wat? As gevolg van sy barmhartigheid. Amen. Kan ons enige een wat hier sit, kan ons vanaand sê, ek kan dit verdien? Kan enige een van ons dit verdien? Nee. Ek en jy is bestem om hel toe te gaan. Ons is bestem, dis ons einddoele. Ons het gesondig, sê die Bybel, die sonde het ons ontbreek aan die heerlikheid van God, en ons is bestem om hel toe te gaan. Maar as gevolg van sy barmhartigheid, as gevolg van God se barmhartigheid, stuur hy vir Jesus Christus af, om vir ons sonde aan die kruis te kom sterf, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, as gevolg van sy barmhartigheid. Deur sy sterf aan die kruis, is ons sonde vrygeskel, en daarom is dit belangrik, dat ons deurgaans sal aansoek doen, dat ons deurgaans sal beroep doen op sy barmhartigheid. Amen. In plaas daarvan om te sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het, sê vir hom, Here, wees my barmhartig. Lord, have mercy on me. Is dit verkeerd om te sê, vergewe my? Nee, dit is nie verkeerd nie. Want onthou, die Here het jou 2000 jaar al terug vergewe. So, dit is nie verkeerd, kan dit nog elke keer doen, want God verstaan jou, en want as jy ware berou het, en jy sê vir hom, Here, ek is regtig jammer, vergewe my wat ek gedoen het, daar is niks meer fout nie. Maar wie jy, daar lê 'n diepte in hierdie woorde. Here, Vader, have mercy on me. Here, wees my barmhartig. Ek het gesondig, maar wees my barmhartig. Hoekom sê ek dit? Want dit is die aanleiding tot die tweede deel. Die tweede deel, wat vir my so awesome is. En dis die tweede deel, is die deel van genade. Waar kom genade dan in? As barmhartigheid my sonde vergewe, met ander woorde, as barmhartigheid my sê, ek vergewe jou sonde, waar kom genade in? Barmhartigheid kom in sê, jy verdien dit nie, maar ek vergewe jou. Maar genade, en dis wat my so getref het, genade kom in, en dit is onverdiende guns. Genade is onverdiende guns. So met ander woorde, barmhartigheid is dat God my
mercy op my het. Hy het my vergewe, hy was my barmhartig. Ek en jy sit hier vanaand, omdat God ons barmhartigheid bewys het. Hy het aan ons barmhartigheid bewys, hy het vir ons vrygeskel. Maar nou kom hy vanaand en hy sê, ek gee julle nie net barmhartigheid nie, maar ek gee julle ook genade. Ek gee julle nie net barmhartigheid nie, ek gee julle ook genade. Ek vergewe nie net julle sonde nie, maar ek gaan ook vir julle genade gee. Wat beteken die woordjie genade? Ek het dit gaan opsoek. Dit was my so awesome toe ek kry. Genade is gelyk aan, jy ondervind die guns van God. Genade is gelyk aan die ondervinding van die guns van God. So wat sê genade? Jy weet, as jy vir iemand sê, hoor jy, gaan dit met jou sê, man, die Here se genade is oor my. Of Dawid het baie gesê, die Here se genade is vir my genoeg. Met ander woorde, wat ek sê, is nommer 1, die Here was my barmhartig, en hy het my genade gegee. Vir wat? Vir alles wat ek hom gaan vra. Vir alles wat hy vir my doen. Hy het my genade gegee, want weet jy wat? Alles wat ek het op hierdie oomblik, is net genade. Niks wat ek het nie, is verdien nie. Jy weet, baie keer gaan ou sê, hey, jy kom by ou se huis en sê vir jou, check jy daai, is ekke. Sien jy daai? Yes, ek het hard gewerk daarvoor. Weet jy wat? Jy speel met God se genade. Want dit is nie jy nie, niks wat jy is, niks wat jy het. Ek kyk weer hierdie week en ek sê vir die Here, Here, ek is so dankbaar vir die vrou wat ek het. As ek sien wat sy lieflike vrou ek het. Here, dit is net genade dat ek hierdie vrou het, want ek verdien haar nie. Wanneer ek na my kinders kyk, so baie keer as hulle so speel, dan kyk ek na hulle, of hulle sê iets ouliks, en dan lag ek daaroor, dan sê ek, Here, hulle is eintlik net aan my geleen. Wanneer ek na hierdie gemeente kyk, baie keer staan ek hier, of ek sing, en ek kyk so na hierdie gemeente wat hier sit, dan sê ek, Here, hierdie gemeente is net genade. Ek verdien nie om so 'n gemeente te hê nie. Want is net genade. So wat is genade? Genade sê, dis onverdiende guns. Weet wat? Jy het onverdiende guns. Jy het barmhartigheid, want God vergewe jou. Here, wees my barmhartig. Elke dag wat ek gaan loop, en ek het fout gedoen, of wat ek hiervan weet, gaan ek net sê, Here, wees my barmhartig. Maar Here, weet jy wat? Ek het u genade nodig in my lewe. Wanneer ek vir die Here sê, Here, ek het u genade nodig, dan sê ek vir hom eintlik, Here, ek het u onverdiende guns nodig in my lewe. Wie het al gebid vir genade? Wie het al gebid vir genade wat beteken onverdiende guns? En Here, lê dit uit op my hart, dat ons moet beginne bid wat Jesus, ons moet begin bid, die Bybel, die mense in die Bybel, die ouens in die Bybel leer ons, hulle is vir ons 'n voorbeeld. David kom en hy sê, Here, ek het u guns nodig, Here, have mercy on me, but give me your favor. Gee my u guns, Here, ek het u onverdiende guns nodig. Weet jy wat, al hierdie beloftes in die Bybel kan ek verkry, as wat? As ek genade van God af ontvang. Amen. So genade is seker die grootste woord in die Bybel wat vanaand kom en sê, Here, ek het altyd gedink genade beteken maar net as ek iets ontvang. Maar die Here kom vanaand en hy sê, ek gee vir jou barmhartigheid. Ek is jou barmhartig. Wanneer jy my vra vir jou te vergewe, is ek jou barmhartigheid en ek spreek jou vry van al jou sonde. Maar dan kom hy vanaand en sê, maar ek gee jou my genade. Wat beteken genade? Ek kan niks verdien nie. Onthou jy as 'n so rukkie terug bedien, oor ek is tot niks in staat nie. Maar as gevolg van genade, kan ek op elke belofte van hierdie Bybel staan. Op grond van genade, kan ek na die troonkamer toe gaan. Weet jy wat noem hulle die troonkamer? Wie weet? Die troonkamer van genade. Gaan lees maar, die Bybel sê, ek kan na die troonkamer van genade toe gaan. Ek kan na die troonkamer van onverdiende guns toe gaan. Here, ek het guns by u. Weet jy wat beteken dit om guns te hê? Om guns te hê beteken, die Here sal jou vooruitgaan. En elkeen met wie jy praat, sal jy guns hê. Dit wat jy doen, sal jy guns op hê. En toe ek dit kry, toe sê ek, Here, ek het u guns nodig. Jo, ek het u guns nodig. Ek het die guns nodig
op wat ek doen, ek het die guns nodig op die woord wat ek bedien, ek het die guns nodig wanneer ek by huis stop en daar is 'n probleem, want Here, ek kan dit nie uit my eie menslike vermoë kan ek dit oplos nie, ek het die guns nodig wanneer ek woord voorberei, ek het die guns nodig wanneer ek my hande vanaand op siekes gaan lê, en hulle gaan gesond word, ek het die guns nodig wanneer ek voorsiening nodig het, wanneer ek skuld nodig het om te betaal, weet wat, ons het God se genade nodig, amen. En weet wat moet ons doen as ons hier uitgaan vanaand, gaan sê, Here, barmhartigheid en genade, grace and mercy, ek gaan bid, dat barmhartigheid en genade so deel sal vorm van my lewe, want ek kan dit nie verdien nie, amen. Kom ons gaan sluit net gou af met die laaste skrif, ek gaan gou 1 Timoteus 13, 1 Timoteus 1 vers 13, hy sê, vers 13, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger van gewelddader was, Paulus praat van homself, hy sê, ek wat vroeër 'n lasteraar was, hy het ons Christene vervolg, ek wat vroeër 'n gewelddader was, hy sê, ek wat vroeër 'n baie slegte mens was, maar aan my is barmhartigheid bewys, sê gou almal, aan my is, maak so, sê aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in die ongeloof. Hy sê, en die genade van ons Here Jesus was baie oorvloedig met die geloof en liefde van Christus. So ek was 'n slegte mens, ek het verkeerde dinge gedoen, maar God was my barmhartig. Die feit dat ek vanaand 'n kind van God is net een ding, barmhartigheid, ek verdien dit nie. Daarom kan ek nie veroordeel nie, soos ons vanoggend gesê het. So ek kan net na die troonkamer van genade toe gaan. Kom ons kom na die troonkamer van genade. En weet vanaand, ek weet vanaand, al my sonde is vergewe. Doen ek nog sonde? Ja. Maar weet jy wat? Ek ontvang barmhartigheid. Maar weet jy wat? Ek het nog iets gekry. Een van die grootste geskenke wat daar ooit kon wees. En dis 'n geskenk van genade. Genade wat beteken, barmhartigheid is, sonde is my klaar vergewe, maar ek kan na iets uitkyk, ek kan opgewonde wees oor die dag van môre, want daar is my genade gegee. Ek kan uitkyk na genade, want genade sê onverdiende guns. Amen. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Come on. Let it rain.
The Lord reigns.